Luister en dan, bly julle daar in 'n hotelletjie of 'n ding? Ja, ons is nou in 'n hotel, ons is seker oor so 'n week of wat in 'n huis inskuif of woonstel of 'n ding. Ons gaan maar Wragtig, sien wat is hierso. Saul? O, Mm. okay. Ja, So hulle dis reël al die goed vir hulle. Ons maar die Amerikaanse regering het seker plekke wat hulle vir jou werk reël en vir jou verblyf reël en alles van dit. so dis nie asof jy in 'n tent gaan bly daar nie? Nee. Nee, ek het amper gedink hulle gaan ons waans gee en gewere in die bos aflaai en sê daar gaan julle. Dan trek vorentoe. Ja, imagine jy met 'n voortrekker van voor af word. Ons sal dit maar moet doen, jong. Dan kan jy grond dit nie weer kom draai vat nie. Okay. So dis en dis want almal het mos nou die bangmaak praatjies gehad. Uh ek sê ja, julle gaan lekker daar in Amerika swaar kry in die hulle gaan julle damp eers en so aan, maar dit lyk nie vir my of julle gedamp word nie. Nee, glad nie. Nee, ons het mense wat opvolg en kyk of ons alright is en alles van dit. So dit is nie ons is nie gedamp nie. Dis 'n Shaw Kleinhaus, is ek spreek ek jou van reguit, Shaw? Ja, jy doen. Shaw Kleinhaus met wie ek gesels en sonder dat ons geweet het, was hy eintlik 'n buurman, want hy het net hier om die hoek van my gebly. Ja, ek Ehm het jou gesien draf aan die straat. Wragtig. Ja, die eendag gaan we jou gestop langs die daar by die hoek daar by die toring. My magtig. O ja, ek onthou nou, my magtig, Shaw, kan jy dit nou glo? Ja, For saksfyk. Okay, ja, letterlik hier om die hoek van my gebly en nou is hy ja. deesdae daar in Amerika. Hulle is wat hulle nou noem vlugtelinge. Ja. Ehm, so dis Saul Kleinhaus met wie ons gesels vroeër hier van Stiltes en Nelspruit deesdae daar in Buffalo, New York. Ehm uh, Saul nou is julle daar in Amerika. En as 'n mens in die sosiale media dophou en so dan is daar geweldig baie kritiek teen julle as groep en teen die hele beweging en so, selfs vanuit Amerika. Hoe ervaar jy op die oomblik mense se houding daar teenoor julle? Jong, die mense self wat ons op straat mee te doen het is baie vriendeliker. Ek dink is maar klomp trolle op die internet wat teen Trump is en teen alles is wat nou maar snaaks probeer wees, om jy eerlik te wees. So daar's niemand wat julle voorkeer en sê you're an African Afrikaner refugee. Ehm Nee, ek het het jy daai nee, ek advertensie wil dit nie gesien? nee. White African American. We Buy Cars het 'n pragtige advertensie gemaak oor refugee, uh wat 'n bietjie spot met hierdie hele ding. So, maar in alle erns nou, jy sê die mense is vriendelik met julle, julle ervaar op die oomblik baie tegemoetkomende houdings. Ja, baie. Ja, die mense is baie vriendelik hoor. Ehm Daar's dan tog nog niks snaaks behalwe nou vir kommentaar en sulke goeters van mense af en videoetjies hierso en daarso. En ouens wat onnodige persoonlike inligting gaan uitkrap het. Wat hulle sekerlik nie mag nie, maar dit sal maar hanteer word met prokureurs, maar nee, daar's niks verder nie. Luister nou, het jy nou ooit gedink die dag toe jy my nou daar by die watertoring voorkeer, ek onthou nou presies daai dag, dat jy ver oggend in Buffalo, Amerika sal sit? En nee. Nee, ek het nie gedink nie. Ek het gedink miskien dalk oor 'n jaar of 2, maar nie sommer op die eerste So groepie wat gegaan het nie, nee. so jy wou al voordat hierdie ding bekend geword het, wou jy al Amerika toe? Nie eintlik nie. Nee, ek was gatvol vir die probleme wat ek gehad het daarso, maar uit my gevoel dis maar deel van die lewe. Maar dan Ja. begin jy ook maar dink aan jou kinders en goeters en hoe gaan hulle dit hanteer as jy die dag nie daar is nie? En ek En moet net besluit ons sal moet plan maak en waar het toe jou kom 'n kop geleentheid. waar het jou kop toe nou geswaan en gesê, "O, okay, is dit die dag toe Trump die aankondiging maak?" Ja, Wanneer het jou toe hy kop die aankondiging maak, toe sê ek kom ons bid hieroor en praat hieroor en vat maar die kans, stuur die mail met dinge wat in ons omgewing gebeur op die plaas. En toe antwoord hulle en hulle sê kom vir 'n onderhoud en ons het gegaan vir 'n onderhoud
Hulle het ons gesien en gesê hulle sal ons oor 'n maand weer kontak en hulle het ons oor 'n maand weer gekontak. Gegaan vir tweede onderhoud, derde onderhoud, mediese ondersoek. En toe sê hulle vir ons julle vlieg oor 'n week. En toe moes julle alles los? Ja, ons kon pak. Ons kon gepak het 46 kilogram. Mm. So jy het maar Nou jou wat klere gevat en al jou goedjies gevat wat jy kon en maar hulle het jou gevra, is jy reg om te gaan of is jy nie reg om te gaan nie? hoorie Shaun, maar ter wille van die mense wat dit nou nog oorweeg en nie onseker is en nie weet wat wil jy nie net gou met ons deur die proses gaan nie, sodat hulle sien hoe loop dit? Jongen, daar's 'n e-mailadres op die ambassade, PRM info, as hulle daar gaan kyk. Dan stuur jy maar net 'n e-mail na die ambassade toe in Pretoria. Jy vertel vir hulle wat van jou situasie of jy enige diskriminasie gehad het, enige familie of vriende of so iets wat aangeval is. Mm. En ek kan jou sê die Amerikaanse regering weet baie meer as wat ons regering dink hulle weet, hoor. Rarig. Ja, baie. Selfs die amptenare ook. Ja, nee, hulle weet. Ja, want mense sal baie keer hoor by mense, ja, Amerika weet nie eintlik van Suid-Afrika nie. Nee, ek dink daar sal 'n paar van hierdie undercover manne daar tussen die boere in gewees, hoor. Nie om snaaks te wees nie, maar ek dink regtig so. Nee, hulle weet van baie dinge wat daar aangaan. En hulle kan al die koerantberigte en al die goed oor die verlede kan hulle maar sien. Okay, so as hulle daai e-posadres gebruik, dan sal die mense nou presies vir hulle vertel wat hulle nodig het en hoe dit werk. En dit Ja. klink vir my as ek so na jou luister, hierdie oues se admin is nogal up to date. Jy gaan nie 6 maande vir hulle wag voordat hulle terugkom na jou toe nie. Nee, hulle is nogal hulle wikkel met hulle goed, hoor. Jy vinger af drukke en daai goed geneem is in jou laaste onderhoud is redelik vinnig dat hulle vir jou kan sê ja of nee. Ongelooflik, nê? Maar nou is dit onomkeerbaar. Jy sit nou in Buffalo, Amerika. Ja, Jy kyk, gaan ons is vry om te beweeg wat se staat ons wil. Ek verstaan dit, ja. Ja. Maar jy gaan nie gou weer kan terugkom Suid-Afrika toe nie. Nee, ek gaan nie gou terugkom nie. Nee, as my kleintjie nou eers in die skool is, so sal ek sekerlik nie sommer ooit terugkom nie. Seker kom maar hallo sê of so iets, ander dag, een dag. Maar dis dit. My plan is maar om my ma hierdie kant te kry en dan so stelselmatiglik van al die eiendom en die goed ontslae te raak. Okay. Ja. Hoorie so, Shaun, en dan die vraag oor jou as vlugteling nou in Amerika, daar's ook heelwat kritiek teen jou. Ek gaan nie na die kant toe wat sê jy's nie 'n boer nie, want ek weet mos nou daai ding is nie net vir boere nie. Dis vir minderheidsgroepe, mense in minderheidsgroepe wat geraak word. So I'm not even gonna go there. Ja, maar ek het daarom 18 jaar van my lewe met my pa geboer. Ons beeste, mielies, aardappels en boontjies geboer. Ja, maar So, dis nie belangrik, dis een van die vereistes. Tel nie. Nee, hier is ons iemand wat IT gedoen het, dis ander ouens wat allerlei ander tipe goed gedoen het. Gaan glad nie oor dit nie. Dit gaan oor 'n minderheidsgroep wat onderdruk word deur sekere raswette. En hulle gaan dit nou oopmaak vir die Indiërs en die kleerlingmense en almal. Jy gaan sien. Dit gaan nou nogal interessant wees om die eerste kleerlinggroep breinmense daar op die lughawe te sien. Dit gaan nogal goed wees. As hulle deur of Indiërs, wat gaan die media dan doen? Hoorie so Shaun, maar is julle bang? Is julle nervous? Nee, snaaks genoeg nie, hè. Baie rustig. Rustig en is jy nie bang eers raak jou geld op en dan is jy sit jy naderhand op straat dalk of 'n boemelaar of so iets? Nee, ek hoop dat nie so nie. Ek moet vir jou sê hier is ons baie werke. Dit hang net maar van jouself af of jy wil werk of nie, maar hier's baie geleenthede. Iemand ek het nou die dag 'n video gesien. Ekskuus? Ek het nou die dag 'n video gesien van 'n ou wat sê werk is absoluut volop. As jy nie werk in Amerika nie, is dit jou eie skuld. Ja, nee, dis verseker. Nee, werk volop. Nee, tot hierso, hulle doen met daai laser tag ding wat die kinders speel. Ons is daar verby gewees tot hulle poste oop vir jong mense vir $19 'n uur. Dis nou iets wat my seun kan gaan doen as hy nou regtig moet. Ek sal nou iets anders te gaan doen.
Ehm, maar wat geld dan nou aanbetref, Pieter, die dollar wat heel wat sterker is as die rand, so dit verminder 'n ou se eie kontantwaarde. Ja, nee, dit maak gee maar hou. Maar as jy op Ehm, die regte plekke koop en die regte goed koop, dan is die pryse nie te sleg nie, maar as jy uit eet en so raak jy 'n bietjie geskok. Dan sien jy okay. 2 cheeseburgers en 'n milkshake en 'n stuk koek en 'n paar goedjies sommer gou R1,500. Okay, jy's nou daarso, op die oomblik is julle nou basies gaste van Amerika, se owerhede. Hoe lank gee hulle jou nou om reg te kom en op jou eie onafhanklik te wees? Ag, hulle gee jou 2 tot 3 maande. Ah, Die agentskappe gee nou vir jou werksaanbiedings. Jy kry so 3 verskillende werksaanbiedings. As ek nou hierdie week gaan ons die eerstes kry. mhm. Dan moet jy een vir jouself kies en jy moet maar begin. Ehm, so Maar ook soos ek wat van die plaas in die myne afkom, het ek nou ook al met die myne uitgereik want jy kan nou maar uitreik na toe jy is hierso. So dit is vir hulle nie so groot risiko om 'n ou wat hulle nie ken nie of wat hulle nie weet waar hy is nie oor te vlieg hierdie kant toe. ehm, En hier is oral werk maar beskikbaar. jy was nou redelik onafhanklik gewees hier in Suid-Afrika. Die situasie gaan seker nou so 'n bietjie verander. Jy gaan nou moet vir 'n baas werk en so aan. Ehm, hoe Ja nee, dan al die stres op hom, nie op my nie. Nee, dis ja, ek het gesê ek sal tot 'n trok gaan ry. uh, Dis die minste stres wat daar kan wees. Ek het met myner uit gesien ons masjiene operators is die ouens wat die lekkerste werk het. Hy sit heeldag in 'n cab met 'n aircon en jy staan in die son buite en hou almal dop en elke persoon probleem is dat jy 'n probleem. So nee, nee dis nogal half dis ek sou verkies het dat my goed moes uitwerk soos dit moes, maar dit het nou nie so uitgewerk nie en toe word ons gekies op die eerste groepie wat eintlik van genade van bo af is dink ek want wat is jou kans verstaan dis 'n 0.5% kans dat jy op die hulle het 8500 aansoeke wat hulle die groepie uitgekies het. luister Saul, en wie saam met jou oor? Jong, niemand van ons Nee, maar ek praat omgewing van af jou nie. Baie mense familie, van Limpopo, jou vrou. my vrou is oorlede al in 2006, Okay. maar ek het 2 kinders, hulle is al nou al groot. Mhm, 25 en 24, my dogter word nou 26 en dan my kleinseun, hy's 7. Is hulle saam met jou oor? Ja, hulle saam O, hoor. okay, so hulle begin ook 'n nuwe Ja. lewe daar aan 'n kant. Ja, dis maar vir hulle dat ek dit doen. As hulle nou nie daar was nie, sou ek maar So jy maar vasgebyt aangeploeter het. het daarso maar. Ja, Luister, maar terwille van hulle gaan ek maar hierdie kant kom en maar my ding doen wat ek kan okay, en doen. nou is julle daar in Buffalo en jy sê nou moet julle werk soek en so aan. Ehm en hoe word daar voorsien in julle daaglikse behoeftes op die oomblik? Ag hulle het vir ons 'n klomp goed gegee, kos en Ah, goeders en hierso is weet soos huisgoed wat jy in die huis gaan nodig hê ja. en die behuising is hierso. En ek het vir hulle gesê ek het 'n paar rand by my so ek kan my paar goed maar koop. Ek is nou right vir nou. O, okay. Maar ja, So dis ook nie 'n kwessie dat jy nie toegang tot jou Suid-Afrikaanse fondse het nie. nee, nee nog nie. Jy meen dit kan eers verander. Uh Ja, jy weet nooit wat ja. gebeur nie. Kyk wat gebeur in die week as Ramaphosa eers by Trump was. Okay. Sjaal, nou die groot vraag is en ek weet die ander media het dit nou vir jou al gevra. Ek het nou gesien van daai onderhoude wat jy al gehad het. Maar en jy kan nou dink dat jy nou op die oomblik een van die gesigte is in Suid-Afrika wat nou gebruik word deur die kritici. Ehm Ja, maar om te ek dink die vraag is maar om te vra, okay, tot watter mate jy gesê het jy diskriminasie ervaar het en redes aangegee het waarom jy oor is Amerika toe. ja, nee, ek het ja. Vertel bietjie vir ons hoe wat jou beweegredes is? Jong, die groot redes was op ons eie plaas het ek was so jaar van die plaas af was ek min daar gewees. En ek het so 'n groepie van die EFF se een van hulle ward councillors se boetie en ek kom nie oor die werk nie.
Want hy ry op die plaas in met sy trokkie en dan gaan sny hy hout soos hy wil en hy sny my suikerbos af en hy maak vir hom paaie waar hy wil. En ek het die polisie gebel, polisie het aan die plaas toe gekom. En hulle het vir my gesê, "Waar is my titelakte?" Toe gaan haal ek die titelakte toe, sê hulle vir my, "Oké, dan moet ek weer interdikt gaan kry." En ek was al in die hof met een van hulle, dit help jou absoluut niks nie. Vriende van my was nou weer, hulle het die ou laat arresteer en die volgende oggend is hy uit. So dit is dan sal hulle meer die moed dan vir jou. Rarig. En ja, nee, dit is dalk erger. En toe het ek begin doodsreigemente op die WhatsApp kry, ek het dit vir die polisie gevat. Die saak is geregistreer, ek het die saaknommer gekry en ek seker 2-3 maande nadat ek die saaknommer gekry het, kry ek 'n SMS die saak is gekanselleer. So ek maar net versigtig beweeg. My werkers gelukkig wat op die plaas saam met my gewerk het my gewaarsku om nie alleen na die winkels toe te gaan nie alleen rondry nie. Ek het 'n wag gereël waar ek bly, 'n nagwag. Ons het 3 wagte gehad wat ons op die plaas gekry het. Al een is oorlede in die eskouter met diabetes sê hulle, maar die ander 2, die een is geroof, sy vuurwapen is afgevat en die ander ouetjie was jonk. Hulle het hom so geïntimideer, hy het pad gegee. Rarig so. Luister maar. Nee, die platteland is rof, jong. Dit is nie julle verstaan nie lekker hoe gaan dit op die platteland nie. Daar waar die boere min is en die mense baie is. Ek dink daar's baie mense wat nie verstaan wat die implikasie en die impak van 'n doodsdreigement is as jy op 'n plaas werksaam is nie, nê? Dit is nie iets wat ligtelik verby kan gaan nie. Nee, kan nie, want my tannie is geskiet 20 km van my af. Gelukkig het sy kos uit die deur toe kry, sy's net by die hand in en by die elmboog uitgeskiet. Haar 2 niggies is by hulle huis gevat, al probeer doodgeslaan word. Een het dit nie gemaak nie, langs Leidenburg langs die pad afgegooi. Al hulle klere af, plastiek sakke in die keel. My ander buurman is half doodgeslaan. My eie neef is onder sy bogang met 'n piksteel geslaan dat hy nie reg loop meer nie. My oom is geskiet voor my tannie in hulle winkel. So dit is nogal redelik as ou so baie mense ken en baie mense van weet, dan begin dit 'n probleem raak. Hoe voel jy? Tot my dokter se familie is sy swaar is vermoor, die vrou en die 2 kinders is binne die stort doodgeskiet waar hulle weggekruip het. Dit is redelik erg. En daai ou oom met die panga geslaan is my seun se vriendin se oupa. Daai wat nou 2 weke terug, hoe die 30ste dood is. Ons was nog in die vergadering gewees. Ja. Ons was nog in die vergadering gewees daar by die ambassade. Die fone is af en hulle vat jou fone. Toe ons uitkom te sien ons het ge-WhatsApp, oupa is net die oggend dood. Jesus. En jy weet ons dit is 'n gatvol vir dis al ruk dat ons moeg is vir dit want stolse ons kom ook mos van Senekalaars drif se wêreld af. Ja. Ja, kyk, my ma se familie is daar van 1830 af 1820 daarop. Magtig, maar het ons die gronde daar. Maar dan moet my ma jou familie ook. My oupa het in die eerste boereoorlog geveg. Op die plaas is 'n ou fort van die ou boere wat hulle gebruik het nog in die oorlogtyd. Maar daai tel nou nie. Ons sit maar nog steeds met grondeise. Ek het 2008, 2009 het ek met die Land Affairs ure spandeer. Eventueel gekry dat hulle sê dit is die eis is nie grondwetlik nie. En ek het nou weer toe ek die aansoek doen in 2018. Toe kry ek maar weer 'n briefie van hulle af wat vir my sê hier is die name van die grondeisers, maar die ouens by probleme gee se name is nie eens op die grondeis nie. En die gronde word geëis. En hulle ry na jou grond toe en hulle kom in groepe aan. En hulle weet wanneer ons werk, as ons trokke laai, dan kom soos 10 trokke by aan, hulle is vol klip, dan kom maak hulle gou jou pad vir jou toe. Met 'n toy. En dan moet jy polisie bel, dan is dit 'n moeëse storie om hulle daar weg te kry. En dit kan 'n klein groepie wees, 20, 30, 40 mense, dit hoef nie hordes te wees nie. En dan skrik jy ouens met die trokke, hulle is ook nie lus vir skade op hulle trokke en goeders nie. Ons is nie 'n massiewe besigheid, ons is 'n klein gradikwarie. Nou sit jy in Amerika, ons het nou gesê en jy gaan nou nie gou kan terugkom Suid-Afrika toe nie. Hoe voel jy oor Suid-Afrika, die huidige Suid-Afrika? Die huidige Suid-Afrika wil ek nie na terugkom nie, om eerlik te wees. Soos dit nou gaan, dit lyk nie vir my goed nie. Jy weet dan die mense is baie positief oor hulle GNU en al daai goeders, maar weet as jy die MK, die EFF en die ANC se stemme gaan bymekaar tel, dan sit jy nog steeds op 'n 2/3 meerderheid daar.
So dit is wat is daai twee as daai drie manne besluit hulle smelt nou saam? Wat gebeur dan met daai land? Wat is ander goed wat jou moeg maak en gatvol maak en laat sê ek is nou Jong, die BEE met die groot kontrakte. Ek het jare terug het ons mynkontrakte gedoen en moes ons elke keer 51% BEE afstaan aan mense wat absoluut niks van myn weet nie. Dan doen nou al die werk, al die moeite en al die dinge en dan subvensieel dan begin die 51% vir jou wys hy's jou baas. En hy besluit sy familie word aangestel vir moers se salarisse wat niks weet van die werk nie. En dan begin dit baie moeilik raak en dan hulle is so untouchable amper, kan jy sê. Hoor jy so in die ouens saam met wie jy die ander mense saam met wie jy nou gevlieg het, julle het seker onder mekaar al 'n bietjie gesels, watter van die stories wat hulle vertel staan uit watter tipe stories vertel hulle oor hulle beweegredes? Ja, een vrou het al haar 4de plaasaanval oorleef en is deur dit. Sy sien nie kans vir 'n 5de nie. Ander ou se familie is geskiet op hulle plaas. Hulle is van die plaas af eintlik half nie verjaag nie, maar weet as jy aanhou dreig gaan wil jy kan nie met jou kinders daar bly nie. My kinders kon nie op ons plaas meer rondloop nie. Ek moes inry met 'n wapen met iemand by my die heeltyd. Dan sê jy kom die groepie by jou aan en dan kom alles wat hulle ook doen is hulle sal met ons wat nou myn, sal hulle die inspekteure van myne bel en sê ons myn op hulle grond. Dan kom die inspekteur aan en dan sê hy vir my hoekom myn jy myn onwettig? Dan sit daar weer 'n moeë storie om papiere te wys en goeders wat dan nie plan nie want dit moet op site wees. Maar jy weet dis 'n onnodige gekarring die heeltyd aan 'n mens en die heeltyd ek het seker 5 keer 'n inspekteur by my gehad wat gesê is ek myn onwettig. Dit is ons grond, ek ry permitte al jare en jare. En is hulle deel van kartelle? Ek bedoel in jou bedryf van die mense wat werk al 15 jaar vir my. In jou bedryf het jy seker heel wat met misdaadbendes en kartelle ook te doen gehad, netwerke. Ja, nee, hulle noem hulle self 'n community forum. Ek as hulle eers vir jou sê hier's die community forum en dan jy weet, ag tog. Hierdie goed soek net geld. Dan kom hulle agteraf een of twee wat die hardste praat, dan kom hulle agteraf en sê nee, maar gee my net 'n paar rand dan los ek jou uit. Weet dan ek weier. Jou moer, ek sal nie. Ek sal 'n speak-up betaal. Maar dan is ek verkeerd. Okay, en andersins is julle nou daar in Amerika en jy's nou besig om werk te soek. Wat voorsien jy vir die volgende 3 maande vir jou en jou gesin? Ag, ek wil nou net my social security in die gang kry, dan kry ek my lisensie kan regkry en dan se ek aan die gang. Dan het ek 'n redelike wye keuse van wat ek wil doen. Tot dan, dit sal seker nog so 2 of 3 weke vat. Sal ons maar hier in die gang wees. Ek sal kyk wat ons kan doen hier so rond. Ek sal nie te gedruk vir dit nie, maar ek sal moet binne die volgende maand of 2 sal ons moet werk. Dis nou maar so. Ek sien jy het al 'n onderhoud met een van die Amerikaners ook gehad. Die Amerikaanse media. Hoe is hulle houding teenoor julle? Jong, hulle is vriendelik, van hulle is teen ons. Dit hang maar af, die koerante spring maar so rond tussen die links en die regs hierso. Dis maar Republikeine teen Demokrate. Dis maar politiek. Hoe voel jy oor die kritiek teen jou? Ag nee, hulle het my gevra, ek moet nie eens aansteur nie. So ek het die comments gelees, dit het my omgekrap in die begin en toe besluit ek wat. Sê maar wat julle wil. Ek hoor ek was 'n car garden benou nie en ek het allerlei snaakse goed al gedoen en my dogter was 'n stripper en ag tog, shame. Wie daai inligting oor jou uitgekrap? Daar's 'n ou daarso, ek weet nie, ons probeer om opspoor wat my maatskappy dokumente, my ID-nommers, my alles op die internet gaan plaas het wat hy nie mag nie. Jy weet nie. Hy het in Sipro ingekom, hy het maatskappye, die een kwaadjie is op my dogter se naam, ek het vir haar gegee as 'n verjaarsdagpresent. Hulle sê sommer ek gebruik haar as 'n proxy. Weet waar in jou lewe. Die ding is op haar gegee as 'n geskenk vir haar verjaarsdag. Dis niks met proxies of enigiets te doen nie.
Want graniet is eintlik ons het 'n bietjie beplan vir baie lang termyn, nie op 'n 10 jaar of 'n 5 jaar plan nie, op 'n 100 jaar plan gewerk. En ek het net gehad volgeraak en ek het gesien as ek iets oorkom van my kinders nie hierdie goed kan hanteer nie. Ek vat nie my kinders aan die plaas nie, ek is te bang hulle word geskiet of iets. Ek is self maar ligtig. Maar as ons gaan, dan ry ons maar 2-2 en ons is goed bewapen en ons hou ons oogies oop. So wanneer was jy 'n car guard? Jong, ek weet nie. Seker my vorige lewe, dis waarvan hy praat, maar ek weet nie wanneer was ek was nog nie, ek was al verby benou nie, maar ek was nog nie binne in benou nie, maar ek het nie gaan karre oppas daar nie waarvan ek weet nie. En al het ek, so wat. En ek dit mos nou en niks. ek sien nou een van die jongste beskuldigings teen jou is dat jy nou glo antisemitiese uitsprake ook eers op sosiale media sou maak. Waaroor gaan dit? Ja, ek het daar was 'n video uitgewees wat hulle die Christene gespoeg het daar in Jerusalem. Toe het ek dan maar my gat gewip en iets leliks gesê en dit is nou maar teen my gegooi. Ja, ek het nou gekyk na daai kommentaar. Ja. Ek weet nie hoe in die wêreld waarin ons deesdae lewe wil hulle maklik iets verwronge maak. Nee, baie maklik want ek het vir die een ou gesê ek het mos aan niemand gesê moet doodgemaak word of aangeval word of enigiets dit nie. Ek het gesê julle is onbetroubaar en julle is gevaarlik en dit is baie gevaarlik. Om so op Christene te spoeg en sulke goed te wil te begin doen is baie gevaarlik vir hulle. Dis nie 'n ding wat goed is nie. Wat is die owerhede in Amerika met wie jy op die oomblik te doen het se 'n reaksie op hierdie spesifieke kritiek teen jou? Ja, hulle sê ignoreer dit. Dit is nou maar ons moet dit hulle het vir ons gewaarsku ons gaan daar gaan baie kritiek uitkom. Hulle gaan allerlei So hierdie ouens is nie oningelig oor hierdie hele proses nie. Nee. Nee, hulle weet wat hulle doen hoor. En hulle weet presies wat die gevolge daarvan kan die uitvloeisel daarvan kan wees. Ja. Oh. En hulle gaan nog mense bring. Dit weet ek. Ek hoor daar kom nou blykbaar hierdie week weer 'n groep van iemand het vir my gesê, ek weet nie of dit waar is nie, maar blykbaar 'n groep van 300 wat vertrek. Ek het nog so iets gehoor, ek is seker daarvan nie. Ek dink ook nie hulle gaan vir ons sê nie. Dit kan hierdie week wees, kan volgende week wees, ek weet nie, maar ek glo daar kom nog. Daar's mense wat baie lelike dinge deur is, jong. Kyk, ek is gelukkig een van die wat nie geskiet is nie, maar voor ek geskiet is ek nou weg, maar daar's mense wat met skietwonde al sit. So dis nie sommer mense met ligte stories wat daar aankom nie. Nee, hier's mense met lelike stories. Shaal, hierdie is waarskynlik 'n groter oomblik in die geskiedenis van Suid-Afrika as wat party mense besef. Ja, ek voel die mense van Suid-Afrika wat kwaad is vir ons is bietjie dink hierdie ding bring bietjie Suid-Afrika in die kollig in die wêreld in hè. Dat die wêreld tog net bietjie sien wat aangaan daar want weet dis nou 30 jaar so na apartheid. Ek dink wanneer gaan ons nou bietjie aanbeweeg na die goeters toe? Wanneer gaan die ouens wat kan sê maak wit mense wat daai ding se naam wat skree vir elke wit man 5 vir elke swart man 5 wit manne maak hulle honde en hulle kinders en maak alles dood. Hy sit in die parlement. Nkikama. Ja, wat ook al die ding se naam is. En jy weet daai kyk na daai ouetjie Ronaldo Gous, hy het nou 'n lelike ding gaan sê op die internet en hy's uit die parlement geskop en uit die party uit geskop oor een ding hè. Wat het daai ou nie te sê gehad. Jy weet hy het baie te sê gehad. Hulle het daai een videoetjie van hom gespeel, maar daai was nie een keer, hy het meer as 20, 30 keer sulke uitlatings gemaak. So all in all is jy gereed vir 'n splinter nuwe begin in 'n wêreld wat jy nie ken nie, maar wat jy vir my klink opgewonde oor is. Ja, nee baie. Ek het nou gekyk soos byvoorbeeld as 'n ou nou wil hierso by 'n kontrak of 'n ding kry by 'n groot besigheid. Kom ons sê jy koop vir 'n paar trokke of jy kry 'n trok of 2 of 3 of wat ook al.
Hulle gaan jou nie vra wat is jou BE persentasie, wat nie. Gaan jy die werk doen, gaan jy nie die werk doen nie, klaar. Dis waar dit sien jy gaan. dat jy binnekort weer 'n eie besigheid sal bedryf? Ja, Sal jy definitief. Dit sal my so 'n jaar of 2 of 3 vat, dan sal ek weer in die gang wees Hoe met oud my is jy eie nou, ding. Saul? 46. So dis nogal dis nie te oud nie, maar is ook nie te jonk om van vooraf te begin nie, maar so vir jou sê Isak, ek het gebid hieroor dat jy weet ons het ons leer met al ons dokumente, elke ding, die paspoorte, die mediese sertifikate, die inentingssertifikate, elke liewe ding in Sandton bo op 'n masjien gelos waar jy op die parkeerkaartjie betaal. Gery, seker 10 minute later besef ons het nie die leer nie. Teruggejaag na die mall toe. En ons kon wragtig daai leer wat 'n baie mooi shocking pink leer van my dogter is wat ek sou gesteel het as ek die ding gesien het. Nie regtig sou gesteel het nie, maar iemand sal dit steel. Dis maar net hoe dit is. En jou goed vir jou weggooi. En dit het nie gebeur nie. Verstaan, dit is dis ongelooflik. Ja, wel ek het op 1:52 moes ek van die grond af weer begin in Suid-Afrika. So daar's geen rede hoekom jy dit Ja. op 46 in Amerika kan regkry nie. Nee, ek moes dit wat 25 jaar tot 20 jaar terug moes ek ook van die grond af begin het. So dit is nie 'n nuwe ding vir my nie. Saul, Maar ek moes met teenkanting begin en die keer is die teenkanting nie so erg soos wat dit daai kant is nie. ek wens vir jou alles van die beste toe. Hou kontak en laat weet hoe dit met jou gaan daar asseblief. Nee, ek sal definitief. Ek hoop regtig dinge loop mooi en werk vir julle mooi uit. Ja, ek gaan volgende week gaan ek kyk na 'n quarry hierso wat dis nogal iets amazing, maar ek sê so dit vir jou persoonlik stuur. Great. Ek wil nie te veel op dit ingaan nie, maar Okay, great. ja, dit gelukkig wat ek doen is ons maar 'n klein groepie wat in die graniet is en dis nogal mense weet van mekaar, stel dit Nee, so. asseblief, jy het mos my nommer. Hou vir my asseblief op hoogte en dan hoor ek hoe loop dinge daar en as daar nuus is oor julle en so aan sal ek dit baie waardeer. Ja, as ek hoor die land iemand sal ek jou ook laat weet. Want dit sal definitief op die nuus wees. Dan kan die aandag van my af kom met my goedjies wat ek gesê Nee, het. wat dit gaan as sodra die ander groepe deurkom dan is jy vergete. Dis nou maar omdat jy deel is van die voorloop. Ja, gaan ek sê, maar net vir so 'n maand of 2 en maar 'n bietjie van die social media en die goed afbly en dan waai alles maar weer oor, dan is dit die volgende storie. Goed, Nashal, ek praat weer met jou. Goed, Isak, dankie man.